Goeienaand, 11de Maart, baie welkom by ons goeie nuus om 7. Ons is besig om bietjie te kyk na Ester en soos vanaand is ons dan by hoofstuk 3. Dit is 'n mooi verhaal ook, interessante verhaal en ons probeer weer 'n bietjie nuwe goud daaruit haal. So ons gaan saam Ester 3 lees, maar kom ons bid net vir die Here se leiding. Dankie o Hemelse God en Vader vir u lig. Dankie dat ons kan weet daar's niemand soos u nie, dat u is net gans anders. U is enorm groot en almagtig en alwetend en alomteenwoordig. Here, u is net soveel dinge wat ons nie is nie. En daarom wat 'n vreugde en 'n vrede om te weet dat u ons vashou, dat u die getroue God is van geslag tot geslag, dat u van ewigheid af dieselfde is gister en vandag en môre. U is nie 'n wispelturige God nie. Dankie Here dat ons u woord het en dat u woord ons ook kan lei. En ons gebed is Here dat as ons ook vanaand weer Ester 3 lees, dat u daardeur vir ons mag leer. Ja, mag ons ook hoor, so sê die Here. Ons bid dit, o Here, in die naam van Christus Jesus ons koning. Amen. Ja, lees gerus saam met my Ester 3. 'n Tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman, seun van Hammedata, die Agagiet, vereer en hom bevorder. Hy het hom oor al sy ander amptenare aangestel. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was kniel en aan Haman eer bewys. Mordegai het egter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het van Mordegai gevra: "Waarom oortree jy die bevel van die koning?" Toe hulle dit dag vir dag vir hom vra en hy hom nie aan hulle steur nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle naamlik laat verstaan dat hy 'n Jood is. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel en hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor wat Mordegai se volksverband is, en dit was vir hom nie genoeg om van Mordegai alleen dood te maak nie. Haman het na 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai in die hele koninkryk van Ahasveros uit te roei. In die eerste maand, die maand Nisan, in die 12de regeringsjaar van koning Ahasveros, is met die dit is met die lot, in die teenwoordigheid van Haman beslis om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar. Toe sê Haman vir koning Ahasveros: "Daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruike verskil van al die ander nasies en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As jy dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan die ontvangers van inkomste om dit in die skatkis te plaas." Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode, vir Haman, seun van Hammedata, die Agagiet, en sê vir hom: "Die silwer kan jy maar hou en met die volk kan jy maak wat jy wil." Op die 13de van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied en het hulle alles geskryf wat Haman en die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het, in elke provinsie in sy eie skrif en in elke volk in sy eie taal. Die proklamasie is geskryf in die naam van koning Ahasveros en verseël met sy ring. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning, met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. Dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes daar op hulle besittings beslag gelê word. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees sodat hulle op die bepaalde dag gereed kon wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. Nou geliefdes, hierdie is 'n interessante gedeelte. Nee, want tot aan die einde van Ester 2 het die verhaal eintlik so 'n bietjie rustig gevoel. Ester word koningin, Mordegai ontbloot, 'n komplot teen die koning. Alles lyk relatief stabiel. Maar nou in Ester 3 kom maar 'n skerp wending. Die teks begin om te sê: "Na hierdie dinge het koning Ahasveros Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, vereer en hom bevorder." Soos word hierso 'n nuwe karakter voorgestel, Haman. Hy word eintlik die magtigste man in die ryk na die koning self. Al die amptenare moet voor hom buig en die hele administrasie van die ryk erken sy gesag. Maar as een man wat nie buig nie,
Mordegai. En daardie eenvoudige daad begin dan 'n konflik wat die voortbestaan van die Here se volk bedreig. Nou die teks sê nie vir ons eksplisiet waarom Haman nie buig nie, maar dit gee vir ons twee belangrike leidrade. Eerstens, Mordegai sê hy is 'n Jood. En tweedens, Haman word 'n Agagiet genoem. So dis nie toevallige besonderhede wat daar genoem word nie, want Agag was die koning van die Amalekiete. En hulle is baie ou vyande van Israel. In 1 Samuel 15 moes koning Saul Agag vernietig, maar hy het hom gespaar. Dit was een van die redes waarom Saul se koningskap verwerp was. So en hier in Ester ontmoet ons eintlik weer daardie konflik. Mordegai is die stam Benjamin, dieselfde stam as Saul, en Haman is die Agagiet, 'n simboliese voortsetting van die Amalekiete. Met ander woorde, hierdie is nie sommer net gewone persoonlike konflik nie, dis eintlik deel van 'n baie ou oorlog. Trouwens, as mens nog verder teruggaan in Eksodus 17 vers 16 sê die Here sal oorlog hê teen Amalek van geslag tot geslag. En wat ons hier in Ester 3 sien, is eintlik net nog 'n hoofstuk in daardie oorlog. Nou goed, wanneer Haman dan hoor dat Mordegai nie buig nie, dan raak hy woedend. Maar sy reaksie is absoluut buitensporig. Want dis nie net vir Mordegai wat hy wil doodmaak nie, hy besluit om die hele volk van Mordegai uit te wis. Dit was, vers 6 sê dit duidelik, dit was net vir hom te min om net Mordegai dood te maak. Hy gaan soek 'n rede om al die Jode dood te maak. En hier sien ons iets van daai diep haat teen die Here se volk. En die Bybel wys eintlik herhaaldelik vir ons dat die vyande se aanvalle is nie net noodwendig altyd op individue gemik nie, maar teen die volk van die Here as geheel. Dink maar net aan Farao wat probeer om al die seuns dood te maak van die Hebreërs. Atalia wat probeer om die hele koninklike geslag van Dawid uit te roei. Later probeer Herodes die kinders in Bethlehem doodmaak. Hier probeer Haman die Jode vernietig. So elke keer word hierdie verbondslyn, is die Satan besig om hierdie verbondslyn te probeer uitwis. Hoekom? Want die Messias moet daaruit gebore word. Nou nog 'n interessante besonderheid, nog 'n interessante detail wat ons van lees is dat Haman besluit om 'n datum vir die uitwissing te bepaal. Hoe doen hy dit? Hy werk die pur, hy werp die lot. En die lot val op die 13de dag van die 12de maand. Dit beteken byna 'n jaar wag. Nou weer eens, vanuit 'n menslike perspektief, lyk dit soos 'n blote toevalligheid. Hy het 'n lot gewerp en dit is nou maar hoe dit is. Maar Spreuke 16 sê dat die lot word in die skoot gewerp, maar die beslissing kom van die Here af. So selfs die werp van 'n lot is onder die koningskap van ons Here. Ironies genoeg gee hierdie datum God se volk tyd. Tyd vir Mordegai om op te tree, tyd vir Ester om in te tree, tyd vir God se plan om te ontvou. So wat vir Haman eintlik 'n instrument van vernietiging is, die lot, en dan word dit byna 'n jaar later aangewys, word uiteindelik 'n instrument van redding. Goed, so Haman gaan na die koning Ahasveros met 'n slinkse beskrywing van die Jode. Daar's 'n sekere volk, hulle is verstrooi, hulle wette verskil, hulle gebruike verskil, hulle hou nie die wette van die koning nie. Dit is interessant, hy noem nêrens die volk se naam nie, en hy veralgemeen en hy verdraai. Hy stel hulle voor as 'n bedreiging vir die ryk. En hier sien ons eintlik iets van 'n klassieke patroon van vervolging ook in die Ou Testament. Daar's mense wat geïsoleer word, hulle word beskuldig dat hulle anders is, hulle word beskuldig dat hulle gevaar is, en op so 'n manier word hulle vernietiging geregverdig. Ons sien dit eintlik maar vandag nog steeds gebeur. Die koning stel nie ondersoeke nie, hy gee sy seëring vir Haman, en die besluit word wet. Die hele ryk ontvang 'n bevel, alle Jode moet op een dag vernietig word. Nou wat weer eens opvallend is, net soos in die ander boeke van Ester of ander hoofstukke, is die stilte van ons Here. Weer eens, nog nie 'n gebed, nie 'n profeet of 'n wonderwerk nie. En inteendeel, aan die einde van die hoofstuk is daar iets van hierdie skokkendheid, as ons sien dat Haman en die koning het toe gaan sit om te drink, maar die stad was in beroering. So terwyl die hele volksuitwissing beplan word, sit die twee magtigste manne in die wêreld en drink. Is iets van die beeld van die gebrokenheid van die menslike geslag, maar ook van die Here se verborgenheid. Weereens lyk hy stil, maar hy is nie afwesig nie. So in Ester 3 wys vir ons, daar is iets diepers as net politieke intrige aan die gang. Daar is eintlik 'n geestelike oorlog. Die vyand probeer die volk vernietig waar hy die Messias moet kom.
So as Haman slaag, dan is Israel uitgeroei en die verbondslyn gebreek en die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het misluk. Die seun van Dawid kan nie kom nie en die Here is ook nie getrou nie, want hy het gesê dit sal nie gebeur nie. Maar dis die ding, die Here se plan kan nie vernietig word nie. En daarom is elke aanval wat teen die verbondslyn gerig word, misluk. En wanneer ons Ester 3 lees vanuit die Nuwe Testament, dan sien ons hoe hierdie patroon uiteindelik na Christus toe lei. En soos Haman die Jode haat, sien ons later hoe die wêreld maar vir Jesus ook haat. Johannes sê in hoofstuk 15, Jesus sê, as die wêreld julle haat, weet dat hy my voor julle gehaat het. So die vyandskap teen God se volk kom uiteindelik tot 'n hoogtepunt in die kruisiging van Christus. En by die kruis lyk dit dan ook asof die vyand wen. Jesus word vermoor, die disippels vlug, die Messias sterf. Maar juist daar bewerk God die grootste oorwinning. Die kruis wat bedoel was vir vernietiging, word die middel van verlossing, net soos in Ester. Die dag wat bedoel was vir die uitwissing van die Jode, word later in die Purimfees, 'n dag van redding. So wat leer ons hier uit? Nee, en dit is nommer 1, die vyand van God se volk is werklik. Die Bybel romantiseer nie die wêreld nie. Daar's 'n werklike vyandskap tussen die wêreld en die Here se kinders. Maar daardie vyandskap is nooit uiteindelik die vyandskap wat oorwin nie. Dis eintlik Christus sê, ek het die wêreld klaar oorwin. En dan tweedens, God regeer selfs wanneer die boosheid magtig lyk. In Ester 3 lyk dit asof Haman volle beheer het. Nee, hy het die koning se mag, hy het die wet, hy het die plan, hy het die ring gekry, maar hy het nie die laaste woord nie. God het. En dan derdens, God se plan kan nie vernietig word nie. Geskiedenis wys dit oor en oor, nie Farao nie Amalek nie Haman nie Herodes nie, selfs ook nie die kruis nie. Die Here se verlossingsplan gaan voort. So Ester 3 is een van daai donker hoofstukke in die boek. 'n hele volk word tot die dood veroordeel en 'n vyand staan op en die wêreld lyk onregverdig en gevaarlik. En dis juist daarin waar die Here se reddingsplan begin ontvou. Want in die volgende hoofstuk gaan ons sien, gaan 'n koning opstaan en 'n volk gaan vas en 'n koning gaan wakker lê en 'n vyand gaan val. En deur dit alles wys die Here dat hy vergeet nie. Hy is getrou in sy beloftes, hy beskerm die pad wat uiteindelik tot Christus moet lei. Dat selfs wanneer die vyand opstaan, bly ons koning op sy troon. Amen. Kom ons bid. Getroue Here, dankie dat ons U so kan aanroep, dat U getrou is aan U self, dat U belofte staan, dat U woord staan, en dat ons nooit daaroor hoef te twyfel nie, selfs al lyk dit, asof, soos in Ester 3, asof ander mense, asof die vyand die oorhand kry, is U steeds op die troon. Mag ons in daardie wete rus, Here, mag dit ons 'n fondasie gee, 'n anker wat vas is, dat ons in die warboel en die seer en die gebrokenheid van die wêreld, dat ons steeds kan vashou aan U as die ene wat regeer, wat mense op spesifieke tye op spesifieke plekke gebruik, tot die eer en die verheerliking van U heilige naam. Ons bid dit, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het en saam gedink het en geluister het. Ek hoop jy het 'n baie mooi week en 'n pragtige aand verder. Groetnis.